Geliefdes van ons Here Jesus Christus, op hierdie Palmsondag staan ons op die drempel van die inhoud en die betekenis van ons Christelike geloof. Ons verwelkom Christus soos die skare van ouds met hosannas en koning van die Jode, maar ons weet ook dat hierdie pad ons lei na bittere lyding en 'n kruisdood. Dis die 6de week van die lydingstyd. 'n week waarin die lig al donkerder word tot dit pikdonker is in die graf. En ons meer en meer die diepte van Christus se liefde en sy opoffering opnuut besef, ervaar en beleef. Vandag word ons weer opgeroep om eerlik na onsself te kyk. Vandag word ons weer opgeroep om uit te trek, die ou klere uit te trek en die nuwe klere in Christus aan te trek. Ons blaas ook nou 6 kerse dood, een vir elke week van die lydingstyd, die 6 lydingsweke. Ons doen dit as teken van die toenemende donkerte op pad na Golgotha toe. Selfs in hierdie donkerte hou ons vas aan die hoop dat die lig nie uitgedoof sal word nie. Daai lig met 'n hoofletter, maar die kruis heen helderder sal deurbreek in elkeen van ons se lewens. Daarom roep ons, Hosanna, Here, verlos ons tog. Ons toetrede lied vanmôre, wat ons staande gaan sing, is Psalm 165, strofes 1 en 2, o wat 'n vreugde in ons harte. Direk na hierdie lied bly ons staan vir die fotum en die seëngroep, en daarna kan ons weer ons plekke inneem. Ons is hier saam in Jesus naam. Kom, Vader. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat honger en dors is om te doen wat reg is, want God sal hulle honger en dors les. Amen. Amen.
liturgiese gewoontes. Soos julle is gewoond het ek nou vir 'n langer die toetrede, die fotomuseum en die lofsang direk gedoen het. En vanmôre het ek beplan om julle eers weer te laat sit en dan weer julle te laat staan vir die lofsang. Toe besluit julle nie, julle sal wat sonder dat ek julle weer wil laat sit of staan. Maar geliefdes, as Here Jesus Christus, die wet van die Here, gaan ons vanmôre uit 'n ander plek lees. Seker, een van die bekendste skrywers van die Nuwe Testament is Paulus. 'n man wat op pad na Damaskus toe tot bekering gekom het. 'n man wat tydens 3 sendingreise verskeie Christelike gemeentes gestig het. Mense na God toe gelei het. En deur sy briewe vir mense oor al die eeue geleer het hoe ons as kind van die Here behoort te leef. Ons gaan vanmôre lees oor hoe ons behoort te lewe uit Romeine 10 vers 14 tot 15 en ek gaan vir ons lees uit die 2022 vertaling van die Nuwe Testament. Maar hoe kan 'n mens sy naam aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe kan hulle glo as hulle nie op een of ander manier van hom hoor nie? En hoe kan hulle van hom hoor sonder dat iemand hulle vertel van God? En hoe kan iemand vir mense vertel van God as hulle nie deur homself gestuur is nie? En daarom sê die Bybel, hoor net hoe mooi klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bekend maak. Hulle is draers van daardie goeie nuus wat ware lewe gee. Geliefdes, wanneer ons dit begin doen, verander die wêreld regtig. Die kerk, God se kerk, moet weer haar roeping van God hoor. Gaan na al die nasies toe van die wêreld en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Kom ons sing Vonklied 17 vers 1 en 2 terwyl ons net so bly sit as 'n skuldbelydenis saam. Pas met ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade soos dit opgeteken is in Romeine 10 vers 9 tot 10, daar staan geskrywe, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat elkeen van ons, terwyl ons net so bly sit, ons geloof saam bely. Jy kan dit net sag hoor, jy kan as jy dit wil saam prewel, dan anders net in jou hart inneem. Kom ons bely ons geloof, saam met alle gelowiges soos volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelyk onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons het bely dat Jesus deur sy lyding, sterwe en sy opstanding vir ons die ewige lewe verwerf. Laat ons nou, terwyl ons net so bly sit, ons hoofde buig en saam bid. Here, almagtige God, ons word in U teenwoordigheid stil, nederig, diensbaar, gereed om die woord te hoor, dit te ervaar, dit in ons lyf in te neem en dit ook uit te neem in hierdie wêreld waarin ons leef. Mag ons, as ons vanmôre deur die geskiedenis, die lydingsgeskiedenis werk, Here, nie net geskiedenis opdiep nie, maar ook geloof en U onuitspreeklike genade. Dat U in Jesus Christus na hierdie sondige wêreld gekom het en soos 'n mens ons sonde op U kom neem het, daarvoor gelei het, daarvoor gesterf het, daarvoor neergedaal het, maar ook uiteindelik daarvoor opgestaan. Voor ons lê die groot lydingsdienst. En ons gaan besig wees by die werk, en by ons huise, en ons baie besig wees en ons vinnige pas kan maak dat dit skoon by ons uitwaai en verbygaan, maar help ons hierdie jaar, Here, om die pas stadig te maak. Om doelbewus en intentioneel na te dink oor hierdie lydingsdienst. Die inhoud, die betekenis en die oproep vir ons om daaruit te gaan leef. Spreek nou Here self, want ons wil graag luister wat U vir ons wil sê. Amen. Lydingstyd strek oor 7 Sondae en 40 werksdae. Dit begin met Aswoensdag. Die laaste week van hierdie lydingstyd begin vandag met Palmsondag. Dit is die Sondag waarop Jesus Jerusalem binnegery het op die rug van 'n donkie. Maandag was die dag dat Jesus die tempel gereinig het. Dinsdag het hy in strijdgesprekke getree met Fariseërs en met skrifgeleerdes en met mense wat gedink het hulle ken alles en hulle weet alles. En hier, in hierdie strijdgesprekke van Jesus wat die ware inhoud en betekenis van sy lewe vir die wêreld wou verkondig, het die spanning begin opbou, want hulle wou dit nie hoor nie. Woensdag was Jesus in Betanië. Daar is hy ook gesalf met die nardesolie, 'n voorbereiding vir dit wat vir hom op pad sou gewees het. Ook erkenning aan hom as koning van al die konings. En donderdag was Jesus saam met sy disippels en het hy ook die nagmaal ingestel. En het hy ook sy verraaier aangewys. In Getsemane het hy so geworstel dat sy sweet soos bloeddruppels was. Hy is gevange geneem. Dalk die ergste is, sy binnekring, sy disippels, het hom verloor, want hulle het almal weggehaal. Op Vrydag was hy voor Pilatus. Hy is ook tereggestel, gekruisig, begrawe. Dieselfde skare wat uitgeroep het, Hosanna, seun van Dawid, het dit ook uitgeroep, kruisig hom.
kruis. Omdat ons vandag Palmsondag vier, die intog in Jerusalem, wil ek van ons daarvan uit die Bybel lees. En hierdie vertelling kom in al 4 die evangelies voor, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Elkeen vertel hierdie gebeure met sy eie fokuspunt. Daar is verskille tussen hierdie vertellings, gaan lees dit almal hierdie week na, maar daar is ook ooreenkomste. Ek kies vandag vir ons uit Matteus 21, vers 1 tot 11 te lees. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels voor hom uitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel gebring van hulle het die donkie en die vel gebring. En van hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense het voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemele. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Ons lees vanmôre tot hiertoe. Palmsondag neem ons na 'n toneel vol beweging, vol klank en vol afwagting. As jy jouself sou kon kry om in die gedagte so stil te word, dat jy jouself op 'n manier sou kon verplaas, daar in die strate van Jerusalem, op daardie dag, op daardie oomblik. Sien al die beweging. Hoor al die klanke rondom jou. Voel die afwagting van wat besig is om te gebeur. Ons sien die skare. Ons hoor hulle uitroep en dalk roep ons saam met hulle, Hosanna, Here red ons tog, of seun van Dawid. Ons ervaar iets van die opgewondenheid van mense wat glo dat God nou gaan ingryp in hulle nood. Hy gaan nou al die politieke onreg wat teenoor hulle gepleeg word, van hulle tyd uit die weg uitvee. Maar wat ons maklik miskyk, is dat daar op daardie dag waarskynlik nie net 1 intog was nie, maar 2 intogte in Jerusalem. 2 optogte, 2 leiers, 2 verskillende koninkryke. En ook uiteindelik 2 uit verskillende, radikaal verskillende maniere om met mag en gesag om te gaan. Om verlossing in die lewe te bewerk. Aan die ooste kant van die stad Jerusalem, aan die Olyfberg se kant, ry Jesus die stad binne op 'n donkie. Matteus vertel vir ons hoe die skare hulle klere op die pad gooi, hulle palmtakke wat afgebreek is, voor hom uitstrooi en skree Hosanna. Dis 'n diep geestelik, 'n diep spirituele oomblik.
Maar is ook 'n diep emosionele oomblik, dit vat aan jou lyf. Die woord Hosanna beteken letterlik, Here, verlos ons tog. Here, red ons tog. Dis nie bloot net 'n lofspreek nie. Hosanna is ook 'n noodroep, 'n uitroep om redding. Hierdie mense soek redding en verandering en verlossing. Hulle verlang na iets. Hulle verlang na 'n nuwe werklikheid. Maar ongelukkig verlang hulle daar rondom Jesus en sy donkie op die pad na 'n politieke verandering, na 'n politieke verlossing, na 'n nuwe politieke werklikheid waar hulle weer oor hulle self kan regeer en nie regeer word deur 'n heidense regering nie. En terselfdertyd, wanneer Jesus daar ingaan aan die ooste kant, aan die weste kant van Jerusalem, speel 'n heel ander toneel af. Die Romeinse gouverneur van Judea, Pontius Pilatus, ry ook die stad binne. Dit was gebruiklik dat die gouverneur tydens groot Joodse feeste, soos die Pasga wat dan gaan plaasvind in Jerusalem, teenwoordig sou wees. Want die stad was vol pelgrims, met ander woorde, mense wat daarheen gereis het. Daar spanning wat maklik kon oorloop. En Rome wou net seker maak dat die orde in die stad gehandhaaf word. Pilatus sou dus nie alleen gekom het nie. Hy sou vergesel gewees het van soldate, perde, strydwaens, wapens, simbolies van keiserlike mag en oorheersing. Hierdie tog was doelbewus. Dit was nie net 'n logistieke beweging om die groep mense van daar tot hier te kry nie. Dit was doelbewus so te doen, want dit was 'n politieke verklaring wat uitgereik is. Dit het gesê, Rome is in beheer, Rome is die redder, Rome is die verlosser, Rome is die mag. Moenie dink dat jy kan rebelleer sonder gevolge nie. Moenie vergeet wie is die eintlike koning nie. Die klank van perde se hoewe, die blink van die wapens, die dissipline van die soldate, alles het saam die boodskap gedra van wêreldse mag en beheer en oorheersing. 2 intogte, Palm Sondag. Aan die een kant Paulus op 'n perd, Pilatus op 'n perd, met militêre mag, met geweld as agtergrond, met die keiser se gesag agter hom. En aan die ander kant Jesus op 'n donkie, sonder wapens, sonder soldate, met 'n skare gewone mense wat hom gevolg het. 2 konings, 2 koninkryke, 2 maniere om gered te word. Hierdie kontras is nie toevallig. Dit sny reg in die hart in van Palm Sondag. Want die vraag is nie net wat het daar gebeur nie, maar die vraag is ook wat leer ons daaruit? Wat beteken dit vir ons? Die mense wat Jesus gevolg het 'n baie spesifieke verwagting daardie dag gehad. Hulle het geweet van al die profesieë, hulle het gehoop op 'n Messias, met ander woorde 'n redder. Maar hulle het hierdie Messias binne 'n verkeerde raamwerk verstaan. Hulle het gedink hy sal soos Pilatus lyk, net beter en net sterker. Aan hulle kant. Iemand wat Rome sal beveg en sal oorwin. Iemand wat vir hulle politieke bevryding sou bring, wat hulle lewens sigbaar sou verander op 'n tasbare manier. En daarom skree hulle, Hosanna, red ons tog, doen iets aan ons moeilikheid. Maar hulle moes op daardie dag, oor daardie naweek, leer dat God se verlossing anders is.
baie anders as wat mense dit baie dikwels wil hê. Jesus kies doelbewus 'n donkie, 'n teken van nederigheid, simbool van diensbaarheid, nie van militêre mag en oorwinning. Hy vervul die profesie, maar op 'n manier wat die mense nie verwag het nie. Hy kom nie om Rome te verwerp nie. Hy kom om sonde te oorwin. Hy kom nie om politieke strukture te verander nie. Hy kom om ons harte te verander. En dit is waar die spanning toeneem. Die wêreld verstaan mag en oorwinning op een manier. Die manier van Pilatus. Mag is sigbaar. Mag is afdwingbaar. Mag maak mense bang. Mag laat sommige mense hulle sin kry. En aan die ander kant, dat God se koninkryk totaal anders. Jesus wys vir ons dat ware mag nie in geweld lê nie, maar in liefde. Nie in beheer lê nie, maar in oorgawe. Nie in oorheersing lê nie, maar in diensbaarheid. En as ons eerlik is, dan besef ons hoe naby ons aan die verwagting van daardie skare is. Ons leef ook in 'n wêreld waar ek en jy vandag dalk die perd verkies. Ons word daagliks blootgestel aan strukture van mag, aan politieke beloftes, aan ekonomiese druk, aan die idee dat dit net die sterkste is wat oorleef. Ons leer om sukses te meet in terme van beheer en invloed. En dit sypel selfs soms in ons geloofslewe in. Maar tog kom Jesus op 'n donkie. Hy kom nie in die eerste plek om al ons behoeftes en begeertes wat ons vandag het te vervul nie. Hy kom om ons sonde van ons weg te neem. Hy kom om ons te verlos. En dit beteken dat hy dikwels anders werk as wat ons sou verwag het. Dalk stadiger, dalk dieper, dalk meer radikaal. Palmsondag hou vir ons hierdie spieël op. Dit vra vir ons, watter koninkryk van God soek jy regtig? Die een van Pilatus of die een van Jesus? Die spieël sê vir ons, pas op, julle sê maklik Hosanna, red ons. Maar pas Jesus in julle verwagting. Wat gebeur as ons hierdie dinge hoor? Wat gebeur wanneer ons sy pad van lyding ook in ons alledaagse lewe moet stap? Wanneer sy koningskap nie mag vertoon nie, maar selfopoffering en diens en nederigheid en diensbaarheid. Ek en jy weet wat met die skade gebeur het. Want binne dae, ek wil sê binne ure, draai hulle om. En die Hosanna verander na kruisiging. Die probleem was nie dat Jesus verander het nie. Die probleem was dat hierdie skare se verwagting verkeerd was, korrup was, selfgesentreerd was. Dit is die waarskuwing vir die kerk van alle tye. Dit is die waarskuwing vanmôre aan my en jou. Kerkwees beteken nie om God te probeer inpas in my idees nie. Kerkwees beteken om onsself te laat vorm deur die waarheid van 'n Christus wat gelei het. Beteken om die koning op die donkie te volg. Selfs wanneer dit bots met die wêreld wat roep na 'n perd. Dit beteken dat ons anders dink, anders praat, anders doen. Ons soek nie mag om te oorheers nie,
maar geleenthede om te dien. Ons soek nie beheer nie, maar gehoorsaamheid aan die almagtige God. Ons soek nie selfverryking nie, maar selfoorgawe aan die almagtige Here. Hierdie geskiedenis in die kerk Palmsondag gevier as 'n herinnering aan hierdie waarheid. Of dit nou deur optogte was, deur palmtakke of deur preke, die kern bly dieselfde. Ons koning lyk anders. Die koninkryk waarvan ons deel is anders. Elke jaar met Palmsondag word ek en jy uitgenooi om dit te herken, dit te erken en dit te kies. Palmsondag gaan oor 'n keuse. Tussen twee optogte, tussen twee konings, tussen twee maniere van lewe. Asof Jesus môre hier inry. Nie deur die poorte van Jerusalem nie, maar deur die deure van ons hart. Deur die deure van ons lewe. Nie deur die poorte van Jerusalem nie, maar deur die deure van ons kerkgebou. Nie met geweld nie, maar met genade. Nie om ons te oorheers nie, maar om my en jou te red. Die vraag is, sal ons hom herken? Sal ons saam met die skare net vir 'n oomblik kan uitroep, Hosanna, Here, red my tog. Sal ons hier vandaan af opstaan en soms in ons lewe die pad van die kruis stap. Mag ek en jy vandag met oorgawe sê, Hosanna, Here, red my tog. Nie omdat ons dink, hy gaan alles doen wat ek graag wil hê nie, maar omdat hy die koning is, wat my van my sonde verlos. Hosanna, Here, verlos ons tog van ons sonde. Amen. Kom ons sing saam Vonklied 84 so vir 1 tot 3. Ons doen dit staande en dan bly ons staan daarna. Dan is dit ook die seënbede wat ons soos die laaste 2 Sondae eers Gesang 268 sal sing, die seën en dan 'n stukkie lofprysing en dan weer die seënbede. Maar kom ons begin met Vonk 84.